Dis hy, goeienaand en dis lekker om vanaand weer saam met julle te kuier. En ek het volgens vir die ouens gesê, die mense wat vandag by die kerk is werklik Christene, hoor. Die res moet ons maar voorbid. Nee, dis 'n voorreg net om saam met julle te kuier. En ons maak vandaan klaar met 'n reeks wat ons noem In the Little. Wat gaan oor rentmeesterskap? Dit gaan oor, as ek die Engels kan gebruik, stewardship. En hoe is ek en jy besig om te steward of rentmeesters te wees van dit wat die Here vir ons gegee het? Nou ek gaan vanaand met jou praat oor jou goed, jou tyd, jou geld, alles. Ek gaan vandag met jou praat om te gaan van jou bankbalans tot jou selfoon gebruik tot hoe lyk jou kar? Okay? En ek praat van binne en buite. Nie ek gaan nie nou judge hoe lyk jou kar buite en ek beloof jou. Maar rentmeesterskap, en baie keer, veral as jy jonger is, dink jy, okay, ek hoef nog nie daaroor te worry nie. En as ek ouer is en ek het 'n klomp verantwoordelikhede en beleggings en sê goed, dan moet ek 'n goeie rentmeester wees. Maar dis juist die ding wat, as ons praat van in the little, is ons by 'n plek waar ons rentmeesters kan wees van nou, want dit gaan nie oor hoeveel jy het nie, dit gaan oor met dit wat jy het, wat doen jy daarmee? Hoe is jy besig om dit te bestuur soos wat die Here wil hê jy moet? Nou, hier is 'n ongelooflike ding wat ek gelees het, wat iemand gesê het, stewardship is purpose over possession. Okay? Vat net 'n oomblik om dit in te neem. Stewardship is purpose over possession. Responsibility, not possession. Dan word ek het iets gekry en ons 'n doel daarmee, meer as die feit dat ek dit het. Want baie keer as ons iets nuuts kry, is dit van cool, check, ek het die. Maar wat is die doel agter dit? Okay. Die doel van hierdie mikrofoon is dat jy my hoor. Okay, dis sy purpose. Nou imagine hy was goud met klomp spakels op en you name it. Maak dit saak. Nee, want hy het 'n purpose. Voordat hy 'n besitting is. Voordat hy myne is. Voordat ek sê, wow, check hierdie awesome mic. So net mooi was net nie gewerk nie, dat hy 'n purpose gehad nie. Nou Maurice het in week 1 vir ons mooi kon verduidelik die gelykenis wat vertel word in die Bybel op twee plekke, Lukas 19 en Matteus 26 of 25, waar hy praat van hierdie eienaar wat na sy werkers toe gekom het en vir hulle geld gegee het en gesê het, hier is vir jou geld, gaan maak dit meer. En die eerste twee het hulle geld gekry en hulle het actually 'n klomp goed daarmee gaan doen, maar die laaste ou het dit gekry en hy het dit in die grond gaan begrawe. Nie in 'n bank gaan sit nie, hy het dit gaan begrawe. Hoekom? En Maurice het dit mooi verduidelik, so ek gaan nie vanaand te veel in dit ingaan nie, maar hy wou dit vir homself hou, as daar dalk iets met die eienaar gebeur op hierdie trip. Ja, as hy doodgaan, dan weet die bank nie, hy het geld nie, en weet die eienaar ook nie, obviously niemand weet nie, en dan kan hy dit net vir homself vat. So hy was die rentmeester van dit nie, hy vat dit vir homself. Maar hierdie selfde gelykenis wat Maurice vir ons vertel het, wil ek bietjie verder mee gaan en ek wil hê ons moet bietjie lees wat daar staan in Matteus 25 vers 15. Dit sê die volgende: vir een het hy 5 talente gegee, vir ander 1 2 en vir ander 1 1. Vir elkeen volgens eie vermoëns. Nou, as ons na daai kyk, dan dink ons, okay, ability. Ek het die vermoë om hierdie te doen of daai te doen. Maar as ek gaan kyk na die oorspronklike woord van wat is daai woord wat daar gebruik word in die oorspronklike teks, dan is dit die woord dynamis. Nou die woord dynamis beteken net die volgende: krag. As jy dink aan woorde soos dynamo, dynamite, dis die grondwoord van dit. Okay? Daar's krag agter hier. En as hy praat van, hy gee vir hulle hierdie vermoëns, hy gee vir hulle hierso is dit. Dan praat hy van krag. Dan praat hy van 'n ability wat bo-natuurlik is wat hulle nie gehad het nie.
So Jesus kom en hy kom sê, ek wil hê jy moet besef dat ek gee vir jou iets wat nie uit jouself uitkom nie. En jy moet 'n rentmeester wees van dit. Nou wat is die afleiding wat ek daar maak is dat niks behoort aan ons nie. Is ons besig om te bestuur dit wat die Here vir ons gegee het, uit daai krag uit? Of is ons besig om te sê, ek werk hard genoeg vir hierdie. Dis nou myne. Ek gaan dit vir my claim, ek gaan dit vir my hou. Dan wil ek vir jou sê, jy is nie 'n rentmeester nie. Jy is die ou wat dit in die grond gaan wegsteek, sodat jy dit vir jouself kan hou. Ek wil gaan na 'n ander gedagte toe. Hoor gou hierdie ongelooflike gedagte van Rick Warren. Hy sê, you cannot be everything God created you to be by trying to be what He created someone else to be. Okay, we gaan gou net laat hy insink. You cannot be everything God created you to be by trying to be what He created someone else to be. Hy is rof. En as dit nog nie erg genoeg vir jou is nie, hoor gou hierdie wat sê John Ortberg. Hy sê, God will not hold you accountable for your neighbor's gifts. He will only ask you what you did with your own. Al het jy vandag na 'n plek toe vat waar eienaarskap of rentmeesterskap wat ons van God af kry. En met die klem op wat ons van God af kry. Daai ability, daai krag wat hy vir ons gee, wat ons van hom af kry. Ons doen partykeer ander goed. Ons vat verantwoordelikheid vir goed wat hy nie vir ons gegee het of gesê het nie. Ons probeer rentmeesters wees van iemand anders se krag. Ek wil dit so vir jou stel. Ek glo en ons kan gesels oor dit as jy nie saam met my stem nie, maar ek glo die oomblik as daar woorde soos uitbranding, vrees, effort sonder fulfillment, as daai tipe van goeders deel word van jou vocabulary, dan is jy dalk besig om iets te probeer manage wat nie vir jou gegee is nie. Want wat sê die Here? Are you tired? Are you burned out on religion? Take a rest with me. A real rest. Walk with me. Work with me. See, watch how I do it. And learn the unforced rhythms of grace. Dis wat God vir ons sê, en aan die ander kant, dan is ons van hierdie wêreld is so moeilik, daar's soveel stres, ek is so besig, dit gaan net so rof, ek kan nie, ek brand uit, dis mos die keyword van vandag se generasie. Dan sê ek, is jy besig om 'n rentmeester te wees van dit wat die Here vir jou gegee het, of is jy besig om goeders op te tel wat die wêreld van jou verwag? Sonder dat jy krag het om dit te doen. Want sien, hier is die groot ding, iemand langs jou het dalk die krag om dit te doen, ontvang, en jy is van, dit lyk nice, ek wil dit doen. Ek het 'n besluit gemaak in my lewe dat ek sal nooit 'n kar koop wat se bande ek nie kan bekostig nie. Okay, nou hoekom het ek dit gedoen? Want ek wil ook 'n groot kar ry. Maar ek weet die krag wat in my beursie lê, kan nie groter bande koop nie. En dis 'n besluit wat ek gemaak het saam met die Here. Raai wat? Partykeer ry my kar vinniger as daai ding met baie duur bande. Hy bring my by dieselfde plek uit. Hy het ook wipers en 'n radio. Maar ek is 'n rentmeester van dit wat die Here vir my gegee het. Dan kom ek by 'n plek waar ek sê, ek begeer nie
iets anders as wat die Here vir my gegee het nie. Ek het 'n joy. Jy het nou dit gesing. Ek is vergenoegd in dit wat die Here vir my gee. Nou ek wil hê ons moet 'n bietjie vanaand gesels oor jou tyd. Aan wie behoort jou dagboek? Nou ek weet as jy jonk is en nog by jou ouers bly, en op skool is of op universiteit is, dan behoort jou dagboek nie aan jou nie. Miskien as jy op universiteit is, dan behoort jou dagboek aan jou, jy kan doen wat jy wil. Maar die oomblik as jy begin werk, aan wie behoort jou dagboek? Aan jou? Aan jou baas? Of aan Jesus? Baie mense is van, ja Willem, dis vir julle baie maklik om te sê, julle wat by die kerk werk, julle is mos net, 3 dae 'n week, sit julle in vas en bid en Bybel lees net. Nee, dis wat julle heeldag doen. Nee, sterkte, kom kuier 'n bietjie 'n week by ons. Jy sal sien, dis nie wat ons doen nie. Okay? Dalk Michelle op Maandag, maar nee. Aan wie behoort jou dagboek? Jou tyd. Want sien, as ek by 'n plek kom waar ek sê, Here, word deel van my tyd. Dis 'n goeie ding om te doen, maar ek wil hê ons moet dit omswaai en sê, Here, waarmee is U besig? Hoe kan U my dagboek gebruik om actually te doen wat U wil doen? Ja, ek het afsprake, ja, ek beplan my dagboek. Ek gaan nie in die oggend net opstaan en sê, okay Here, ek gaan nou vandag niks doen nie en ek gaan wag dat U vir my sê om iets te doen nie. Nee. Ek gaan nog steeds my tyd beplan want ek is 'n rentmeester. Ek het 'n brein gekry om actually iets te doen daarmee, maar ek moet by 'n plek kom waar ek besef dat die Here rig elke afspraak, die Here rig elke keer as ek iets doen, help hy my. Daarmee sê ek ook nie en ek wil hê jy moet hierdie baie mooi hoor. Elke meeting gaan nie net gaan oor kom ek vertel jou van Jesus nie. Want die Here wil ook hê, jy moet 'n bydrae maak tot die ekonomie, jy moet 'n bydrae maak tot probleme, jy moet 'n bydrae maak tot dit wat hy wil hê moet gebeur in hierdie wêreld. Dis daai dinamis, dis daai krag wat hy vir jou gee, wat hy vir niemand anders gegee het nie. Kyk, as ek in 'n hospitaal moet werk, ek wil nie. Kyk, hospitale ryk vir my soos bubblegum milkshake. Ek haat bubblegum milkshake. As jy wil hê ek moet aan rekenaars werk, sterkte. Okay, as jy wil hê ek moet prentjies teken, jy gaan stokmannetjies kry. Maar van julle het die ability gekry om dit te doen en hoe steward jy daai? Hoe gebruik jy jou tyd? Hoe lyk jou tyd as dit kom by jou familie? Hoe lyk jou tyd as dit kom by jou geliefdes? Hoe lyk dit jou tyd as dit kom by dit wat die Here vir jou gegee het om te doen? Hoe lyk jou tyd as dit kom by slaap? Hoe lyk jou tyd as dit kom by die gebruik van hierdie ding? Elke week kry jy so boodskapie wat sê, jy het soveel ure hierdie week spandeer op jou device. Skrik jy of is jy van, ja, ek het dit goed gebruik. Want is tyd. Hoeveel series is daar wat al gekyk is of nie gekyk is nie? Sien, ek wil nie vanaand kom en ek wil vir jou sê, ek het vir jou plan doen hierdie nie, want die Here het vir jou spesifiek 'n plan en krag kom gee op 'n spesifieke plek vir spesifieke goed. So ek wil hê jy moet saam met my dink en jy moet vir die Heilige Gees kom vra vanaand, wat is dit wat U wil hê? Hoe wil U hê moet ek hierdie tyd bestuur? Want elkeen van ons het 24 ure in 'n dag. En elkeen van ons het die Heilige Gees om ons te help en te herinner aan dit wat hy wil hê ons moet doen. Nie net wat ek wil doen nie. Hierso wil jy my nou nie afskakel nie, as ek nou praat oor geld. Hou vas. Ek gaan nie vanaand vir jou sê, gee al jou geld vir die kerk nie. Okay, Michelle sal dalk weer eens, haar bankbesonderhede sal sy nou vir julle gee. Maar ek wil hê jy moet vanaand my hoor. Een van ons vennote sê altyd hierdie en kyk, hy is 'n spesiale ou. As dit kom by dit, ek sukkel nog met daai, maar hy sê altyd, geld is 'n tool. Jy kan môre nog gaan haal. So ek wens ek het daai ability gehad.
Nou ek kan maklik gaan en sê, ek wil daai ability en ek gaan môre uitgaan en sê ek geld is 'n tool, ek gaan alles uitgee wat ek vandag het en môre sal ek nog hê. Kan ek vir jou sê wat gaan gebeur? Ek gaan môre nie nog hê nie. En ek gaan die dag daarna ook nog hê nie. Ek moet budget. Ja, dis hoe die Here my aan mekaar gesit het. Maar ouens wat entrepreneurs is, ouens wat go-getters is in terme van daai wat geld gebruik as 'n tool, hulle werk anders. Die Here het hulle anders aan mekaar gesit. Ek het 'n vriendin gehad, of ek het 'n vriendin. Sy het altyd, sy was so vrygewig, né? Sy het net letterlik rondgegaan en vir mense geld gegee. So gesien en dan sy vir mense geld in die hand gestop en ek sê soos van, hoe kan jy dit doen? Dis is vir my, ek wil hê jy moet die volgende besef. Geld is nie my baas nie, ek is geld se baas. En ek dink die belangrike ding vir my en vir jou is, die oomblik as ons by 'n plek kom waar geld vir ons belangriker word as enigiets anders, dan raak dit 'n moeilikheid. En ek wil vandag vir jou uitdaag om te sê, ek beloof vir jou, deur die bank, het jy in die afgelope week gedink en ge-worry oor geld? As jy nie het nie, kom vat die mic en kom praat met ons. Want almal van ons doen dit. En dan kom die Bybel en hy sê vir ons in Matteus 6, ek en jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou wat is Mammon? Geld. Want die Here het geweet, ek en jy kan nie by 'n plek kom waar ons die heeltyd hierdie fight het nie. Nou, hier's die crazy ding. Ek en jy het hierdie boodskap al honderde kere gehoor, jy weet dit. Maar hoekom sukkel ons nog steeds daarmee? Kan ek vir jou sê hoekom? Want dit is my geld. Nee, dis nie jou geld nie. Alles wat jy het die Here vir jou gegee. Jou ability om geld te maak. Jou ability om te werk sodat jy kan geld maak. Jou ability om actually jou brein te kan gebruik sodat jy die vermoë kan hê om dalk eendag as jy nog nie geld maak nie, geld te maak. Of die ability om jou ouers so te manipuleer dat hulle vir jou geld gee. Okay? Hoor wat sê Paulus in Filippense 4 en ons almal ken vers 13. Wat sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Maar kom ons gaan eers gou vers 11 toe wat sê ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om te min te hê en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in al hierdie dinge ingewy om versadig te wees sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Tot dit alles is ek in staat deur hom wat my die krag gee. Nou ons lees daai versie baie maklik en sê, okay Here, ek face nou hierdie moeilike ding, maar ek is tot alles in staat deur U wat my die krag gee. Nee, wat is die konteks van hierdie versie? Hy praat van voorsiening. Hy praat van ek was al arm en ek was al ryk, ek het al goed gehad, ek het nie goed gehad nie. Maar weet jy wat? Ek is tot alles in staat. Goed of sleg, min of baie. Hoekom? Want ek het die krag by God gekry. I am in the little and in the much. Deur hom wat my die krag gee. So waar kry ek die krag uit? Myself uit? Gaan staan in die spieël en sê, jy. Nee. Gaan staan voor die Here en ek sê, Here, U het vir my hierdie ability gegee. Ek wil vandag vir jou vra, aan wie behoort jou finansies? Aan wie behoort jou voorsiening? Is dit oorgelaat aan jou deur die nag wakker lê en worry? Of sit jy by die voete neer van Jesus en sê, Here, U het vir my 'n belofte gegee. My God will supply in all your needs according to His riches and glory. Dis weer eens 'n belofte. Sien, die battle
lê nie in ons beursie nie. Battle lê in ons gedagtes. Hoe ek en jy dink oor hierdie goed. Dis altyd vir my baie interessant. Ons vertrou die Here, hoor gou hierdie, met ons ewigheid. Okay? Met ander woorde, ek het my lewe oorgegee vir die Here. Ek gaan hemel toe. Ek gaan vir ewig lewe saam met hom. Maar hier van die 13de van die maand af, vertrou ek dan nog steeds op die Here om my deur die maand te vat? Of as ek dan op autopilot en ek sê, nou met Here, u het nou vir my mooi in die begin van die maand iets gegee, maar nou gaan ek self moet sorg. Facebook Marketplace, hier kom ek, wat kan ek verkoop? Is jou tyd, jou goed, jou geld, jou besittings, is dit oorgegee aan die Here en is dit besig om sy koninkryk te bou? Is dit belyn met wat hy sê oor dit? Want sien, dis wat goeie rentmeesterskap beteken. Dis wat dit is om te sê, I am faithful in the little. Dis wat dit is. Ek het nie altyd hierdie verstaan nie. Rentmeesterskap was vir my hierdie hoogheilige ding wat ek moes doen en vir mense wys ek is 'n goeie rentmeester. So toe ek my eerste gitaar gekoop het, het ek woes lank gespaar vir hom. Ek het letterlik 2 vakansies lank gewerk by Sportsman's Warehouse en elke sent. Ek het even vir my ma gevra, sy moet vir my broodjies inpak en koeldrank inpak, sodat ek nie hoef lunch te koop nie, dat ek elke sent kan spaar. En ek het gespaar, hoor. Ek was nogals heel trots op myself. En ek het hierdie gitaar gaan koop, en dit is nie hierdie ene nie, maar ek het 'n gitaar gaan koop, het amper so gelyk. En wat ek gedoen het is, ek het vir hom 'n kas ook gekoop, want dis baie belangrik dat hy gaan mooi opgepas word. Maar ek het gesê, daai kas is nie goed genoeg nie, so ek het nog 'n lappie gehad, wat bo oor dit gelê het. En elke keer as ek daai gitaar gespeel het, het ek hom eers afgevee, seker gemaak, hy is ordentlik afgevee, en dan het ek hom weer, voordat ek hom teruggesit het, weer afgevee. En kyk, bewaar jou siel as jy net kyk na my gitaar se kant toe. Of naby hom stap, as hy so op 'n stand staan, want, as daar 'n krappie op hom kom, dan is ek nie 'n goeie rentmeester nie. Ek gaan hierdie ding oppas met my lewe. Nou jy kan dalk vra, Willem, as dit so 'n amazing gitaar is, waar is hy nou? Ek het hom verkoop. En die les het gekom 'n rukkie nadat ek hom verkoop het. Want sien, hier's wat gebeur. Ek het hom verkoop en dit was op 'n stadium my brood en my botter. Dit was my lewe. Ek het gitaarlesse gegee vir 'n lewe en ek is 'n worship leader en hier sit ek sonder instrument want ek het my gitaar verkoop want ek moes vir my vrou 'n trouring koop want ek wil trou. Okay? En die Here kom en hy bless my met 'n gitaar. Iemand gee vir my 'n gitaar. En oomblik toe ek daai gitaar in my hande vashou, die ou gee hom vir my en sê, hier's vir jou 'n nuwe gitaar. En ek sê vir hom, hierdie gitaar behoort nie aan my nie. Iets het in my gees wakker geword. Die Here het iets kom doen in terme van rentmeesterskap in daai oomblik in my hart en in my menswees oor hierdie. Daai gitaar het ek van die begin af gesê, hierdie gitaar behoort aan die Here. En ek is 'n rentmeester, yes, en ek het hom nog steeds mooi opgepas. Maar kan ek vir jou sê, hoeveel mense het al op daai gitaar gespeel? Ek kan nie tel nie. Selfs Robbie Wessels het al op daai gitaar gespeel. Dis cool, ja. Ek het hom daarna gewas, nie ek joke. Maar die Here het iets kom losmaak in my rondom dit. Jy sien, my goed behoort nie aan my nie. Want ek is nie oulik genoeg om dit self te gekry het nie. My tyd behoort nie aan my nie, want ek gee nie vir myself ekstra minute in 'n dag nie. Ek word nie elke oggend wakker en sê, ek is nou geregtig op die volgende 24 uur nie. Dit behoort aan hom.
My geld behoort ook aan hom. Alles wat ek is, alles wat ek het. Jy sien, en dan wil ek gou net vinnig hier 'n ding ingooi. Beteken dit nou Willem, ek mag niks hê nie? Nee. Daar's vir my 'n massive verskil tussen eienaarskap en rentmeesterskap. En die Here kom en hy sê, ek gee vir julle dominion over the earth. Hierso is dit vir julle. Julle is mede-eienaars saam met my. Maar daar's iets wat in my hart gebeur wat anders is as wat ek net sê, die is myne en ek eien dit vir myself. Mag jy goed hê? Ja. Mag jy 'n kar hê wat se bande jy nie kan bekostig nie, as jy regtig dit wil doen, go for it. Ek ken iemand wat tyres verkoop. Kry nie kommissie nie, ek beloof jou. Maar as ons praat oor eienaarskap in terme van hierdie goed, dan gaan dit meer oor identiteit as oor selfsugtigheid. En sien, my kinders gebruik die elektrisiteit in die huis. Hoekom? Want hulle is my kinders. As dit opraak, wat sê hulle? Papa sal nog koop. En dan sê ek van, julle moet saam met my hierdie spaar, want anders gaan daar goedjies nie gebeur nie, soos die TV gaan net nie meer aanwees vir die volgende ring. Hy gebruik niks krag nie, maar dis net 'n beginsel. Ek het ewen gegaan en ek het vir my laaitie 'n switch op sy lig gesit, want hy vergeet altyd sy lig aan. En vir maande het ek vir hom gesê, sien jy, ons kragrekening is so hoog, want jy vergeet jou lig aan, dag en nag. Ja, maar ek vergeet, papa. Hy is mede-eienaar, saam met my in dit. Hy is ook 'n rentmeester van dit. En dis waar ek en jy moet gaan en besef, dat as ek sê dis myne, dan is dit myne want ek is lief daarvoor. Dis myne want ek vat verantwoordelikheid daarvoor. Dis myne want ek pas dit op. Dis nie myne nie want ek wil dit hê en dis myne want ek het dit gekry nie. Dis nie omdat myne want ek vat dit vir my nie. Dis nie myne want dit bepaal my waarde nie. Ek wil so ver gaan om te sê, jou tyd, jou geld, jou posisie, as dit jou waarde bepaal of jou identiteit bepaal, dan gaan ons sukkel met rentmeesterskap. Ons lees in Lukas 16 vers 10 die volgende. Hy was getrou in die minste, of hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou. En hy wat in die geringste onregverdig is ook in die groote onregverdig. Ek wil net met gou iets hier raak sien. Daar staan nie, hy wat in die minste getrou is, kry meer nie. Want ons dink dit is die waarheid. Ons dink dis wat die Bybel vir ons sê. As ek getrou is met hierdie min, dan gaan die Here vir my nog gee. Nee, daar staan die volgende. Hy wat getrou is in die geringste, is ook getrou in die baie. If I trust God with a little, I will trust Him with a lot. Dis nie 'n toets nie. Dis 'n identiteit. Maar die ander kant is ook waar. En ek is soveel keer skuldig aan daai. Hy wat in die geringste onregverdig is. Nou daai woord onregverdig, as ek na sy grondwoord toe gaan, dis die woord injustice. Nou injustice is die teenoorgestelde van justice. Nou justice is vir my en vir jou hierdie skaal, maar dis nie wat die Bybel bedoel of sê daarmee nie. Wat as jy my vra, wat sê die Here en wat sê die Bybel as dit kom by justice, dan is dit vir my putting things into the right order as God wants it. En baie keer is my tyd nie in die orde wat die Here dit wou gehad het vandag nie. Of ek sit bietjie te lank op social media vas. Of daai koffie wat ek elke oggend
gaan koop, wat die Here al vir my gesê het, moenie dit doen nie, dit doen ek nog steeds. Dan kom ek by 'n plek waar ek sê, Here, ek wil nie so leef nie. Ek wil leef soos wat U wil hê ek moet leef. Ek wil by 'n plek kom waar ek werklik kan doen wat U vir my sê. Ek wil hê my tyd, my geld, my besittings, alles moet eintlik U die middelpunt hê en ek wil hê alles moet aan U behoort. En Here, ek is waarlik net 'n rentmeester hiervan. Ons loop die gevaar om goed so maklik aan ons self te eien. Een van die eerste dinge wat 'n kind sê, is myne. Is dit verkeerd? Nee. Is nie verkeerd nie, want hy leer dit nie eintlik aan eers nie, dit is net hoe dit is. Maar daai myne, soos ek nou gesê het, moet kom uit identiteit uit en nie selfsug nie. Afsluit met hierdie quote. Oswald Chambers wat sê, beware of anything that competes with your loyalty to Jesus Christ. Weet jy hoeveel keer moet ek by 'n plek kom waar ek sê, Here, wie ek is, my abilities, my krag wat U vir my gegee het, my tyd, my verhoudings. Ek wil dit voor die voete kom neerlê en sê, Here, help my, want ek weet nie. Ek wil 'n goeie rentmeester wees van dit. Ek wil werklik waar dit gebruik om U te dien. Ons kan so maklik by 'n plek kom waar ons oor en oor hierdie goeders hoor, maar in 'n oomblik nie Christus bo alles stel nie. En ek wil jou vra om net 'n moment te vat vanaand en vat jou tyd, vat jou geld, vat jou besittings, vat wie jy is. Kom sit dit net so 'n bietjie voor die Here neer. Sê, Here, help my om 'n rentmeester te wees, om 'n steward te wees van hierdie. En toe ons kan so vinnig en so maklik goeders begin steward wat nie vir ons gegee is nie. Kom ons sluit die oë. Heilige Gees, dankie dat U elke detail van elke mens ken. Want U weet hoe lyk ons dagboeke, U weet hoe lyk ons bankbalans, U weet hoe lyk ons verhoudings, U weet hoe lyk die talente wat U vir ons gegee het, U weet elke detail van elke ding van ons lewens. Here, ek wil my hele wese voor U kom neerbuig. En kom sê dit behoort aan U. Net aan U. Help my, leer my, so that I can be faithful in the little. So that my compassion to people, my calling and my contribution, dit wat ek in hierdie wêreld inbring, o Vader, vanuit hierdie verhouding van tussen my en U, dat ek 'n goeie steward sal wees van dit. Here, of dit is oor wat se foon ek volgende gaan koop, of wat se kar ek gaan koop, selfs tot wie is my lewenspartner, of Here, wat se beroep moet ek volg? Dat ons elke ding voor U kom neersit, o Vader, en sê, dankie dat U vir ons die krag gee om hierdie te doen, maar help my om hierdie krag wat U vir my gee,
te belyn met wat U sê oor my. Ek loof U naam vir dit, o Vader. Dankie dat ons ook vanaand kan respond en kan sê, en ons weet, U is 'n God wat vir ons gee. En daarom wil ons net U verheerlik en vir U sê, U is amazing. En ons wil 'n verklaring maak deur dit om te sê, alles behoort aan U. Ons loof U naam vir dit, o Vader. Amen.